Môre, dis goed om julle almal te kan sien. My naam is Jaco en saam met Mariet vorm ons deel van die bedieningsspan hier by Doxa Deo George. En ons is so opgewonde oor dit wat die Here besig is om te kan doen. Ons is besig met 'n reeks wat ons vandag klaarmaak, inwording. Inwording, interessante woord, né? Maar inwording sê presies wat die woord sê. En ons glo dat die Here het met ons 'n inwordingsproses begin loop. Jy loop en jy word meer, soos hy sê, die kultuur van die hemel moet nou deel word van die kultuur van die aarde, soos in die hemel, so op die aarde. So glo ons, ek word nou inwording om hierdie kultuur aan te leer. En een van dit wat ons eintlik van die begin van die jaar af gesê het, dit vorm so deel van die hele reeks eintlik van hierdie kwartaal, is ons het gesê, ek en jy moet besef dat met Christus se dood en sy opstanding het hom verklaar as die koning. En die opstanding het aangedui dat daar 'n nuwe era aangebreek. Elke keer as jy jou verjaarsdag neerskryf, 1980, dan herinner dit jou 1980 jaar terug, het daar iets gebeur. Wat het gebeur? Iemand, wat ons noem Jesus Christus, iemand het vir die eerste keer in die geskiedenis van die mensdom uit die dode uit opgestaan. En alles het verander. En nou sê die Bybel, nou is Jesus, hy wat uit die dode uit opgestaan het, hy is nou die koning. En nou moet ons kom en sy koningskap en sy koningsheerskappy en die manier van die koning, soos in die hemel, so op die aarde, die manier van die koning moet ons nou hier op aarde begin uitleef. En nou sê hy vir ons in Johannes 13, hy sê hierdie manier, die basis van hierdie nuwe manier, hoe hy gaan leef en alles gaan kom nuut maak en alles gaan kom uitleef, is sy goddelike liefde. En wat ons vir mekaar ook gesê deur die jare is, dis nie wat ek verstaan liefde is nie, dis wat hy sê is liefde. En sy manier van liefde moet ons nou hier begin uitleef op aarde. En een van die dinge wat ons hierdie jaar gedoen het, is ons het gesê, ons gaan hierdie jaar bietjie deur die boek Korintiërs werk. Ons gaan obviously van die ander boeke ook gebruik, maar hoofsaaklik die brief van Korintiërs. Nou is interessant dat Korintiërs, die gemeente, toe Paulus die briewe geskryf het, was 'n gemeente wat 'n uitstekende gemeente was. Almal in die omgewing het geweet, in die Christendom het geweet van die gemeente van Korinthe. Dit was die trotsgemeente, was die modelgemeente. Dit was die gemeente waarvan almal geweet het. In ons eie land sou dit 'n gemeente gewees het wat 1 of 2 keer 'n jaar 'n konferensie aangebied het en almal sou soontoe gegaan het en gekyk het wat hulle doen en dan sou jy teruggekom het na jou eie gemeente toe en jy sou probeer het om dit so te implementeer. Was hierdie modelgemeente. Maar dan kom Paulus. Dan skryf Paulus vir hulle 'n brief. Dan sê hy, ek Paulus hierdie gemeente het ek begin. Ek weet soos 'n goeie argitek, sê hy, het ek beplan, die argitek teken die plan, het ek beplan hoe hierdie gemeente moet groei. Onthou, Christus is die fondasie. Hy vorm die fondasie, ons bou op hom. Maar dan skryf hy vir hulle, hy sê maar, iets het met julle gebeur. Dat die gebou wat nou daar staan, en dit wat op die plan is, stem nie ooreen nie. Ergens het julle van koers afgegaan. Ergens het julle anders te gebou as wat die plan sê. Hy sê, want die plan, hoe julle gebou het, hy sê, daar's oneenigheid onder julle. Hy sê, julle vat mekaar tronk toe. Hy sê, wat ek glad nie van julle kan verstaan nie, hy sê, die plan wat julle volgens gebou het, kyk julle na die geestelikste mense, is die mense wat die meeste in die gawes vloei. Dan kom hy terug, dan sê hy in 1 Korintiërs 12 vers 31, hy sê, ek wil vir julle 'n uitnemender wegwys. Ek wil vir julle 'n beter wegwys. Ek wil vir julle wys, hoe kom julle terug op die plan? Die Engelse vertaling, oorspronklike Engelse vertaling sê, now I'm going to show you a better way, a much better way. Julle moet terugkom op die plan. En onthou, die briewe wat daai tyd geskryf was nie in hoofstukke gedeel nie. Dan begin 1 Korintiërs 13. En 1 Korintiërs 13 begin met die liefde. So die beter pad, die kultuur van die koninkryk van God, die soos in die hemel, so op die aarde, daai manier van God, se basis, die nuwe verbond, ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê, dat 'n nuwe era aangebreek, hierdie era, hierdie koninkryk van God, hierdie manier hoe dit doen, die basis daarvan is die liefde. Hierdan sal die wêreld weet, dat julle my disippels is, dat julle my volgelinge
is julle liefde wat julle vir mekaar het. So ons moet een ding verstaan, dis hoekom ons gemeente is. Die woord wat Paulus gebruik vir gemeente, is die woord ekklesia. Ekklesia sê, ons het al baie daaroor gepraat, dit was die Romeinse ryk, as hulle nuwe gebiede ingeneem het, dan stuur hulle 'n klomp afgetrede Romeinse burgers of afgetrede Romeinse soldate, stuur hulle na hierdie nuwe area toe. Daai mense gaan bly daar. Daai mense se kultuur infiltreer dan daai dorp of daai stad en oor tyd word daai stad of daai dorp word 'n Romeinse kolonie. Daai woord wat hulle gebruik het vir hierdie soldate wat daar gaan bly, hierdie kultuur wat hulle moet infiltreer, ekklesia. Nou kom Paulus en sê, so is ons nou ook hier op aarde. Ons is die ekklesia van die Here. Ons kom nou, ons staan onder 'n ander koning en ons leef nou onder 'n ander gedragskode. En die basis van hierdie gedragskode is liefde wat julle vir mekaar het. En dis waar ons hier in die gemeente, die ekklesia, beleef ons en oefen ons en moet ons nou hierdie kultuur inoefen. Dan sal die wêreld weet dat ons sy disippels is. En hoe die gemeentes hande vat, al die lewegewende gemeentes werk saam. En hoe ons met mekaar werk. En so leef ons hier op aarde. Daar by die werk, daar by die gym, daar by die skool, daar oral waar jy rond beweeg. En so infiltreer ons die ekklesia. So infiltreer ons hierdie kultuur. Dis die gedagte. Maar nou kom Paulus en skryf hy vir die gemeente. En ek het dit laasweek vir julle gelees, hy sê, luister hierso, ek wou met julle gepraat het. Hy sê, ek wou vir julle vaste kosse gegee het. Hy sê, maar die probleem is, julle die kultuur van die gemeente Korinte, julle het van die plan afgegaan. Hy sê, julle is eintlik nog soos kindertjies. Onthou jy laasweek, 1 Korintiërs 3 vers 1, hy sê, ek praat met julle soos klein kindertjies. Die ou vertaling gebruik die woord, ek praat met julle soos suigelinge. Hy sê, julle moes al reeds vaste kosse geëet het, maar julle kom nie daarby uit nie. Ek het vir julle melk gegee om te drink, nie vaste kosse nie, omdat julle nog nie daartoe in staat was. So is vir my interessant in die Bybel, reg deur die Bybel, kom die Bybel en vergelyk ons met, die Here is in die, as ek dit so kan noem, die groeiproses, né? Hy vergelyk ons, Johannes praat daarvan, 1 Johannes praat daarvan, hy sê julle soos babas, dan is julle soos jong mense, dan is julle soos kinders. Met ander woorde, daar's 'n inwordingsproses wat elke ene van ons deurgaan. Kan ek gou dit sê? Om 'n Christen te word is gratis. Die genade van die Here het vir jou alles gedoen. Sonder verdienste word jy 'n kind van God. Ons is by. Dis verniet. Dis gratis. Hier is die probleem. Meeste Christene dink, my wandel saam met God is ook net sommer verniet. Kom ek sê vandag vir jou, jou wandel saam met God is 'n hengse effort. Dis 'n inwordingsproses. Dis 'n groeiproses. En aan alle groei is daar pyn en effort. Om hierdie koning se manier en se kultuur te word, is 'n groot effort, is 'n inspanning. Dis 'n commitment van jou kant af. En God, elke mens wat ingebore word, God gaan jou vat, en hy gaan jou laat deur die fases, deur die krag van die Heilige Gees wat hy in jou gesit het. As God dan die goeie werk in julle begin het, sê Filippense 1, sal hy dit uit voltooi. Die dag wat jy sê ja vir Christus, dis verniet, dis gratis, dis effortless. Hy het alles namens jou gedoen, dis volbring. Hy het die volle prys betaal. Jy kan daaraan niks byvoeg nie. Maar om hierdie kultuur van God aan te leer en hierdie Christus uit te leef elke dag in hierdie wêreld, is hengse effort, inspanning. Dis 'n groeiproses. Daarom skryf Paulus, kyk hoe mooi skryf hy. Ek het laasweek ook vir julle geleer. Inwording is 'n proses. Dis 'n groeiproses. Paulus sê, ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar God het laat groei.
Daar's verskillende mense, daar's verskillende goed wat in jou lewe gaan gebeur. Dis prosesse. Maar God bring die groei. Daar's 'n samewerking tussen my en God. Ek moet verstaan, daar's 'n sekere deel wat ek doen, daar's 'n sekere deel wat God doen. Maar saam, dis hoekom die Bybel praat van gemeenskap in die Heilige Gees, die partnership. Ek en God werk saam sodat ek kan groei. Dis soos 'n babietjie. 'n Babietjie word gebore. Daar's 'n groeiproses in daai babietjie se lewe. Ons vat nie die babietjie en sit daar een kant en op 18 gaan klop ons weer aan en vat die babietjie dan sy volmaak nie. Dis hoekom ons altyd sê, it takes a village to raise a child. Almal, die hele familie span saam om hierdie babietjie. Die ouers is verward vir die eerste jaar. Die grootouers kom help. Almal help. Die familie help, die neefs en die niggies. Almal bou in 'n kind se lewe. Die onderwysers by die skool wil hulle hare uittrek want hulle bou in. Almal bou in. Dis 'n effort van 'n groep mense. En so is dit ook met jou lewe as Christen. Dis die probleem in ons samelewing, veral in ons westerse samelewing. Ons dink ons kan groei op ons eie. Jy kan nie. Jy's verbind aan mekaar en daarom sê ons die manier hoe die Bybel praat oor hoe ons moet groei. Ons groei op ons Sondagbelewennisse en ons groei in groepe. Jy moet verbind wees aan mense, want as yster slyp yster, so slyp die persoon die een van die ander, sodat ons kan leer hier onder mekaar, waar ons lief is vir mekaar, kan leer hoe om op te tree. Maar dis 'n effort. Dis inspanning. En laasweek het ons vir mekaar gesê, inwording, hier's die geheim. Begin klein stappies. Wat het daai psigiater vir ons geleer, toe hy met ons as span kom praat het, Jerry? Hy het vir ons gesê, as jy wil verander in jou lewe, dit vat klein goedjies wat jy doen, wat jy amper weet jy gaan reg kry, want dan as jy dit reg kry, dan voel jy goed oor jouself, en hoe meer jy voel goed oor jouself, hoe meer goed kry jy reg. 3 tot 6 maande, sê hy, vat dit jou om een klein dingetjie in jou lewe te begin te skuif. Hy sê dit vat 3 tot 5 jaar voordat jy regtig begin iets verander in jou lewe. Hierdie goed wat hulle op televisie vir jou sê, 21 dae, 90 dae het jy verander. Stop snert man, jy weet dit. Maar begin klein. En dit is klein effort, klein effort, klein effort, klein effort. En so groei ons in hierdie potensiaal van die Here. 'n Nuwe gebod gee ek julle, moet mekaar lief hê. Want ek en jy moet verstaan, ons is deel van die gemeente van God. En God bou met ons in prosesse. En ons moet nou ons is leef, God is die lam, hy is die hoof. En hierdie is Lamb Country. 2000 jaar terug het dit al Lamb Country geword. En ons moet nou met hierdie lamgesindheid, moet ons nou hier kom leef. En nou is die vraag, hoe doen ons dit? Is interessant in daai gedeelte in 1 Korintiërs 3. Ek wil die hele hoofstuk gaan eintlik net oor groei en gaan oor een het geplant en die ander een het nat gemaak en God bring die groei in. Vers 7 sê, so is hy wat plant en hy wat nat maak, is die een is nie belangriker, is die ander een nie. Vers 8 sê, maar hy wat plant en hy wat nat maak is een, maar elkeen sal sy eie loon ontvang en arbeid. En dan kom vers 9. En vers 9 sê, ons, die gemeente, hierdie eklesia, ons, is die saailand. Die ou vertaling gebruik die woord, ons is die akker van God. Die Engelse vertaling, waar is jy nou my broer? 1 Korintiërs 3 vers 9. Saailand, waar is hy? Nee, nie daai nie. Wys hom vir ons. Ons is die saailand van God. Die akker van God. Wat is 'n saailand? Hoe werk 'n saailand? Die gemeente is die akker, die saailand van. Wat is 'n saailand? Hoe werk 'n boer met 'n saailand? 'n Saailand gaan deur seisoene. 'n Boer het sekere ritmes wat hy doen. Elke jaar is daar tyd om te oes, maar daar's 'n tyd om te saai. En dan kom 'n tyd in elkeen se lewe. Kyk also, we are God's fellow workers, you see. We are God's farm. Ons is sy gebou. Jy wat sê Petrus, ons is die stene. Ons is sy plaas. Ons is sy akker.
Ons is jy wat hier sit, ons almal, is die saailand van God. En God met sekere goed in ons werk. Dis hoekom een spit, een maak nat, een plant. Hy kyk hoe gesond is die grond. Hy gaan deur sekere ritmes. En hy boer moet by daai ritmes hou. En elke jaar moet hy kyk, hoe gesond is die saailand. Dan weet hy, ek met hierdie kunsmis, of hierdie sulfaat, of ek met hierdie goed, moet ek in die grond inwerk. Partykeer kry jy boere wat elke 7 jaar hulle lande laat rus. Daar was 'n boer, wat ek het hom baie goed geken, was in een van ons vorige gemeentes. As jy daar in Witbank staan, en jy kyk na die Smit broers, hulle is groot boere daar in die Witbank omgewing, soos jy kyk, so ver al die grond behoort omtrent aan hulle. Dis interessant, die een broer het gaan swat landboukunde by Tikkies. En daar was 'n sekere gedeelte wat sy pa, daar was 'n stuk grond wat brak gelê het, hulle nooit op daai stuk grond geboer nie. Want alles wat hulle daar geplant het, wou nie werk nie. Daai tyd was dit nog nie so gevorder nie, toe gaan swat hy. Nou vertel hy vir my, hy sê eerste jaar toe hy terugkom, toe vat hy 'n monster van die grond. En hulle vat dit universiteit toe en hulle kyk na die grond en hulle kyk wat alles in die grond en die professor sê vir hom, jy moet dit en dit in die grond inwerk. En hy gaan na sy pa toe, sy pa sê, man, daar's nog niks op baie grond groei, daar groei al vir jare niks nie. Hy sê, pa, kan ek 'n kans kry? Pa sê, ja. Hulle werk daai goed in die grond in, eerste jaar, tweede jaar, derde jaar, 4de jaar toe plant hulle rekordoeste. Tot vandag toe, rekordoeste op baie stuk grond, want elke keer gaan kyk hulle hoe gesond is die saailand. Ek het vir jou hierdie prentjie, wys gou vir my daai prentjie van die graai. Hier's 'n prentjie wat ons vir jou afgeneem het. Daai is die gras, daai is die grond, daai is die wortelstelsel. Hier's die beginsel. Ons as Christene, en dit wat die Here wil, die vrug van die Gees, dit wat die Here wil wys, onthou jy, die vrug wat die mense moet proe, dit wat hulle moet sien, julle is die lig, julle is die sout, dit wat ons moet uitstraal as gemeente, dis bo die grond, dis die gras. Maar hier's wat ek en jy weet, die gras is net so groen, as wat die wortelstelsel is, maar die wortelstelsel is net so gesond, as wat die grond is. Maar hoe kry ek die grond gesond? Ek moet gaan vasstel, wat gaan in die grond in? Ons grond, die kultuur van daai grond, is liefde. Die kultuur van daai grond, dit wat onder die grond is, wat niemand kan sien nie, is die koning se manier. Nou is die vraag in jou lewe, leef jy volgens die koning se manier? Hoe lyk jou grond? Hoe gesond? Jy is die saailand, ons is die saailand, gemeente is die saailand. Paulus herinner die gemeente van Korinthe, julle is die saailand, maar die saailand is nie lekker nie. Met ander woorde, die vrug gaan nie daar wees nie. Die vrug pas nie, dit wat ek bo die grond sien. Julle beklei met mekaar, julle stoei met mekaar, julle vat mekaar hof toe, daar's nie liefde onder mekaar nie, julle haal mekaar uit, julle doen hierdie goed. Dit hoort nie daar nie. Met ander woorde, dan is daar fout met die grond. Want die wortels is verkeerd. Nou, hier's wat ek jou vandag wil sê. As ons as gemeentes in die dorp, as ons as gemeente 'n gesonde saailand wil hê, is elke ene van ons verantwoordelik vir die gesondheid van die grond. Nie net vir jou eie lewe se groei nie, maar ons is verbind aan mekaar. En nou is die vraag, hoe maak ek dan die deeltjie wat ek moet bydra? Wat se effort moet ek insit, want dit vat effort om die grond gesond te kry. Jy kan vir 'n boer gaan vra, hy werk baie hard. Nou ek glo om jou te help om die grond gesond te kry. As jy moet as Christen sekere gewoontes, klein stappies, het ek laasweek vir jou gesê, klein stappies, jy moet sekere ritmes in jou lewe inbou. En dis effort. Daar's 'n ding wat die mense daar buite praat van, om 'n Christen te wees is effortless. Ja, om 'n Christen te word is effortless. Maar om 'n Christen te wees is effort. Is inspanning. Om die grond gesond te kry is inspanning. Dit vat ploeg, dit vat harde werk, dit vat spit, dit vat kunsmis, dit vat water. Die een het geplant, die ander nat. Dit vat 'n groep mense. Takes a village om jou baba groot te kry. Om jou groot te kry, om jou volwasse te kry, vat 'n village. Dit vat 'n effort van jou kant af. So wat kan ek doen? Wat se ritmes kan ek in my lewe inbou? Nou ek glo, daar's ritmes vir allerlei goed.
En ek dink ritmes in die seisoene van jou lewe verskil ook, né? As ons vir daai klomp daar agter met die klein kindjies, as ons hulle gaan vra, het jy weet, hoe lyk jou lewe? Het jy ritmes in jou lewe? Hulle het geen ritme nie. Want 'n nuwe baba gooi al jou ritmes omver. Ons ken al die ouers wat sê, hey, hy sal by my aanpas, sies tog, kry een. Dan sien ons wie pas by wie aan. So seisoene gaan ook bepaal, wat 'n seisoen jy van jou lewe is, gaan ook die ritmes bepaal. Ek verstaan dit. Daar's einde van die jaar, begrotings wat gemaak moet word, want ons hele verslae wat vir ouditeure moet voorgelê word, dan weet ek, dan sak en skram jy. Maar hier's wat ek jou wil help. Ek glo daar's sekere ritmes. Ek gaan nie met jou praat oor die ritme vir jou liggaam, of die ritme van jou finansies, of die ritme van dis nie waar ek nou met jou wil praat. Ek wil net met jou praat, wat is die klein goedjies? Klein ritmetjies. Klein goedjies wat ek in die grond in kan werk. Bietjie kunsmis, bietjie dit. En op die einde van die dag kan dit 'n groot verandering bring. Ek dink die eerste ritme, wat ek laasweek vir jou gesê het, die Bybel sê in 1 Korintiërs 2 vers 16, ons het toegang tot die gedagtewêreld van God. Laas jaar het ons vir julle gesê, Hebreërs sê dit so duidelik vir ons, Hebreërs 4 vanaf vers 16 af, sê so duidelik vir ons, hy sê, ons kan nou met vrymoedigheid in die troonkamer van God gaan. Jy het toegang tot die gedagtes van God, deur die Heilige Gees wat in jou woon. Hoe weet ons wat gaan in die gedagtes van God aan? Hoe weet ons wat word in die troonkamer, die drie eenheid wat daar sit, hoe wonderlik dit ook al is, hoe weet ons wat is hulle gesprekke? Hier sê, al die gesprekke, al die gedagtes, al die planne van God is hierin. Dis hoekom die Bybel kanon is. Dis hoekom Timoteus vir ons sê, die woord van God is geïnspireerd deur die Heilige Gees. Hy sê die woord is skerper as 'n tweesnydende swaard. Dit dring in tussen siel en gees. God se gedagtes is hier. So 'n ritme wat ek in my lewe kan aanleer, is kom in die skrif. Nou, hier is die fout wat ek jare gemaak het. Vertel jou net my storie, jou storie is dalk heel anderste. My storie is, ek het groot geword in 'n kerk en in 'n sonndagskool wat gesê het, jy moet elke dag Bybel lees. Lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei. Lees hom nie en dan gaan jy krimp tot in die grond in. So elke aand het ons in ons gesin, moes ek die Bybel lees. Nou daai tyd was dit anderste. Dat was net die ou vertaling. Geen mens kan die ou vertaling verstaan nie. Veral nie 'n kind nie. Kan ek jou nog iets van die ou vertaling vertel? Dis 'n wonderlike vertaling. As jy nou later bietjie kan lees, dan hy's regtig akkuraat. Maar kom ek vertel jou nog iets van die ou vertaling. Ek kan die helfte van die woorde in die ou vertaling nie uitspreek as kind nie. Ek kon byna nie lees voor ek omtrent graad 7 was. Met begrip. Maar ek moes vir hom lees. En dan lees ek, en dan kan ek onthou in die aand, ek is so moeg, dis na sport en alles, raak hy woorde, hulle raak so breed en dit, en dan praat ek, dan kom ek weer terug, en sê my pa vir my, kom, jy moet lees, dan lees ek weer, maar ek verstaan niks wat ek lees nie, maar ek lees Bybel. Dis nie waarvan ek praat, dis nie 'n ritme nie, dis 'n gemors. Hier's wat ek jou wil aanmoedig, jy het 50, 60 jaar, voordat jy jou kop gaan neerlê. Sê eerder vir jouself, 'n ritme is, ek wil dalk 2 of 3 tekste 1 of 2 keer 'n week lees. Dan gaan ek dit bedink. Ek gaan dit in verskillende vertalings lees. Jy kan vandag, nou op hierdie oomblik, YouVersion, kan jy gratis aflaai op jou foon. Dis gratis. Daar's 10-talle vertalings. Jy kan e-sort op jou rekenaar gaan aflaai, gratis. Daar's 10-talle verklaringe met kommentare. YouVersion is seker een van die magtigste tools wat daar is. Inteendeel, as jy nie hou van lees nie, kan jy dit insit en hulle lees dit vir jou. Vat 2 of 3 tekste 'n dag en bou 'n gewoonte in jou lewe in. Bou 'n gewoonte in jou lewe in. Die skrif sê ook iets baie interessant, né? Die skrif sê vir ons onder andere, hoor wat sê, hy sê so mooi. Hy sê,
Romeine 10 vers 17. Hy sê geloof kom dus uit die aanhoor en aanhoor deur die verkondiging van Christus. Wat doen ek anders te hier as verkondig? Prediking. Ons gemeente lei die Here ons bid, ons vra die Here hoe, en ons Here lei ons as gemeente. So dit wat jy hoor, net al die skrifte, ons kan elke week vir jou alles gee. Al die aantekeninge, alles, vat dit, gaan lees dit oor, laat dit in jou gees kom. Journey saam met ons die pad. Hierdie jaar, gaan saam met ons leer, Korintiërs, die briewe. Ons gaan net daarby stil staan, ons gaan dit leer. Ons gaan sê, Here, sodat ons die kultuur van die koninkryk kan optel. Journey saam met ons. Die probleem is elke ou op sy eie journey. Hoe wil jy leer? Vir die paar tekste wat ek hier vir jou sê, gaan lees hulle net weer in die week. So daar moet ritmes in jou lewe kom, maar moenie die ritmes te erg maak nie, want as jy dit te erg maak, kan jy dit nie byhou nie. As jy dit nie byhou nie, dan kyk jy jouself in die spieël en sê Satan vir jou, sien, jy kan niks reg doen nie, jy kan niks uithou nie, jy kan niks voltooi nie, jy kan nooit die kringetjie toemaak nie. Wat doen jy? Skuld en skaamte pak jou lewe beet. Jy voel naderhand soos 'n mislukking en jy wil net niks met die ding te doen hê. Wat klein stappies. Klein stappies. Hoe eet jy 'n olifant? Stukkie vir stukkie. Jy begin klein. Ek het laasweek vir jou gesê, moenie vir jouself sê as jy elke dag 'n slap chocolate eet, môre gaan ek ophou nie. Jy gaan nie. Sê môre gaan ek 1 blokkie minder eet. En dan gaan ek doen vir 6 maande. En dan gaan ek 'n tweede blokkie minder eet. En elke keer as jy die blokkie minder eet, dan voel jy goed oor jouself, voel jy, ek kan nog bietjie iets regkry. Dis dieselfde met die skrif. Lees hom uit verskillende vertalings uit. Journey met die skrif. Hoekom? Want dit is die gedagtes van God. Dit is al sy planne. So aan die een kant is dit 'n ritme, is dit hierdie ritme van woordlees. Aan die ander kant wil ek vir jou sê, leer jouself 'n ritme van gebed. Nou in hierdie saailand, hierdie groeiproses, jy weet, hierdie kinders na volwassenes toe, wat die Bybel van praat, né? Hoe kom ek daar? Wat is die eerste ding wat 'n kind vir jou sê? As 'n kind kan begin praat, myne. Hulle sê dit tot hulle 18 is. Alles is hulle sin. Niks is joune nie. So 'n kind word gekoppel aan myne. Hier's wat ek jou sê van gebed. Kan jy oor daai fase kom van, Here, ek het dit nodig, Here, help my hier, Here, help my hier, Here. Daai gebede is goed, en jy kan dit vir die Here sê, as ek my verkeerd nie, dis net snaaks, die Bybel sê, voordat jy nog iets gevra het, weet jy nie wat jy gaan vra. Maar volwassenes, ons bid anders. Ons bid vir sy saailand. Ons bid vir sy gemeente. Ons bid vir die impak wat ons in die wêreld het. Ons bid vir die oorlog. Ons bid vir die mense in Israel, vir die mense in Oekraïne, vir die mense in Rusland. Ons bid vir die kerk daar, ons broers en ons susters. Ons bid vir hierdie mense. Dit is 'n ander tipe gebed. Dit is 'n gebed wat jy sit in die troonkamer en jy hoor en jy's deel van die conversation van die drie eenheid en jy's daar en jy praat anders, jy hoor anderste. Dit is 'n volwasse. Dis 'n volwasse. Weereens met gebed. Moenie sê ek gaan elke dag bid nie. Want die dag as jy nie bid nie, dan voel jy sleg. Want party dae is besig, party dae is anderste. Sê Here, ek gaan 2 keer 'n week vir die halfuur wat ek af het by die werk, gaan ek in die toilet sit en vir 15 minute lank gaan ek fokus en net vir die Here praat. Sê dalk ek gaan dalk bid as ek in die dag terugry van die werk af. 2 keer 'n week gaan ek met die Here praat. Ek gaan dalk 1 keer 'n maand gaan ek sit en bietjie tyd uitkoop in 'n 20 minute net met hom sit. Wat gaan ek vir 20 minute vir die Here sê? Ek weet nie, gaan sit net. Bly net stil. Het vat jou omtrent 20 minute net om jou gedagtes te orden. Dis inspanning. Dis fokus. So dis 'n ritme van ek wil die gedagtes van God optel, sy woord. Dis 'n ritme van aan die ander kant is 'n stuk van gebed. Daar's baie ander ritmes. Daar kan 'n ritme van vas en gebed en al daai goed wees. Maar daar's nog 'n ritme wat my kan help om verby myself te kan leef, om te groei in volwassenheid, want 'n volwassene gee homself vir kinders. Is 'n ritme van diens, van diensbaarheid. Waar dien jy?
En dis nie die een keer 'n jaar met die Kersfees wishlist nie. Waar dien jy? Dit is belangrik of jy nou in die kerk dien of buite die kerk, ek gee nie om nie. Jy moet ergens dien. Dit help jou. Want jy gaan met allerlei mense te doen kry en dit help jou. Hier gaan ons skouers skuur, hier gaan ons dit doen, hier gaan ons wil dit so doen, nee dit, so. Dit help jou in hierdie yster slyp yster, so slyp die persoon van die een, die persoon van die ander een. Dit help jou, dit leer jou om verby jouself te leef. Die lewe gaan nie net oor jou nie. Jy moet ergens dien. En jy dien namens die koning. Nie om iets uit die ding uit te kry nie. So is jy diensbaar. Jy moet 'n ritme kry. Ek gaan 1 keer 'n maand, ek gaan 1 keer 'n kwartaal, ek weet nie. Ek gaan week, daar moet 'n ritme in jou lewe wees van diensbaarheid. Kan ek jou vandag iets vertel? Die oomblik as jy sê ja vir diensbaarheid, gaan daar tye kom wat mense jou iets vra vir die tyd wat jy nie het nie. Hulle kan op die mees onmoontlikste tye vir jou goed vra. Jy moet ritmes in jou lewe kry. Ek wil jou challenge op. Dis hoe die saailand werk. Dis die effort. Dis nie eenvoudig nie. Dis groot inspanning. Om hierdie Christus kultuur aan te leer. En jy het jou hele lewe lank, hierdie inwording, jy het jou hele lewe lank, om dit te doen. Wat sê daai teks in Hebreërs 5? Ons het hom laas jaar gelees, by so 'n bietjie, Hebreërs 5. Hy sê elkeen wat melk gebruik, is immers onervare. Ten opsigte van die boodskap van regverdiging, want hy is 'n suigeling. Maar vaste kosse is vir volwassenes. Vir hulle wat oor die aanvoeling beskik, hoor nou mooi, deur die gewoonte geoefen, inwording, inoefen, effort. Enige iemand vir my sê, oefening is maklik, praat ons, as dan oefen jy hard genoeg nie. Om te kan onderskei tussen goed en kwaad. Volwassenheid het te doen met inoefen, met wording. Jy's die saailand. En die Here kyk na ons almal en sien in jou lewe, is al sulfaat nodig of is water nodig vir ons met spit en dit, en dan sit hy jou in 'n groep, en ons verbind aan mekaar. En in hierdie groep, dis hoekom Handelinge skryf, Lukas skryf van Handelinge. Hy sê, ons is in die tempelbyeenkomste, maar ook in die groepbyeenkomste. Ons het dis daar waar ons mekaar, dis in die groepe waar ons leer, waar ons vorm, waar jou broer vir jou sê, hey, jy kan nie so optree nie, hey, jy kan nie dit sê nie, hey, moenie so maak nie. Wat sê Matteus 18? Hy sê, wanneer jy agterkom 'n broer het iets teen jou, gaan sien hom alleen, praat dit uit. Hy sê, en as jy nie, vat jy iemand saam, en dan kom jy voor die raad. Hy sê, gaan pas daai goed toe, maar dis inoefen. Dis nie jokes nie. So ek wil jou aanmoedig. Kom ons as gemeente oefen in. Kom ons word. Ons leef die liefde uit, saam met al die ander lewende gemeentes. En so word ons in George die Ekklesia. Die koninkryks agente. Die city changer.